Ja, goeiedag. Hier is ons terug by deel 2. Ons vervolg vandag vanaf deel 1 met Sheol en Hades. En waar ek sal wees die dag as ek sterwe, waar sal my siel wees? Wat gebeur met my liggaam en met my siel? Goed, kom ons kyk net eers waar die Bybelse Sheol en Hades geleë is volgens die Bybel. Dis belangrik om te verstaan waarheen jou siel verhuis as jy dalk môre sterwe. Ons kyk na die beskrywing van Sheol, Numeri 16:30-33. Korag en sy volgelinge het lewend in die doderyk in Sheol neergedaal. En dit word dus onder die aarde gesien. Job 11 vers 8, die doderyk is dieper as die diepte. Wat kan jy weet? Sheol word dieper as diepte beskrywe. Jesaja 14 vers 9, die doderyk daaronder is in beroering oor jou. Dit is daaronder. Die doderyk, Sheol en Hades, is daaronder. Dus is dit onder in die diepte van die aarde. Psalm 63:9, maar die wat my siel soek, om my om te bring, sal in die donker dieptes van die doderyk in Sheol ingaan. Die nasies wat in die graf afdaal, word in Sheol geplaas, in die onderste dele van die aarde. Let op hierdie verse dat almal oudtestamentiese gedeeltes is, voor Jesus se aardse lewe. En ook sal jy die woord Sheol en Hades in die King James version kry, want dit is waaruit ons die teksgedeeltes haal. En dit kom 32 keer voor in die Ou Testament en 32 keer voor as Hades in die Nuwe Testament. Nou, net nog iets om te onthou, Wat is Sheol? Die Hebreëse betekenis van die woord Sheol beteken graf, doderyk of plek van stilte of 'n diep put. En dan is Sheol se ligging in die Bybel. Dit word konsekwent beskryf as onder die aarde, in die diepte ver weg van die lewendes wat bo op die aarde lewe. En dan die funksie van Sheol. Dis 'n versamelplek van siele na die dood, die liggaamlike dood, ongeag of hulle regverdig of goddeloos was. Sheol en Hades is een plek wat in twee gedeel is, in twee dele. Al die geredde mense gaan na Hades toe, al die ongeredde mense gaan na Sheol toe. Daar's 'n groot kloof tussen die twee plekke. Maar die mense aan die verlore kant, kan die mense aan die regverdige kant sien. Maar die mense aan die goddelose kant, wat verlore is, wat hel toe gaan, by die wederkoms van Jesus Christus, is een kant, en die ander kant is vir die geredde siele, wat Jesus Christus aangeneem het, en ook die mense voor Jesus se koms met wie God tevrede was. Hulle is geredde mense. En net eers gou 'n kort samevatting van die Bybelse beeld oor Sheol en Hades, Ons het nou gesien, 'n Sheol is onder die aarde. En die Bybel gebruik konsekwent die taal van afdaal, put en diepte. Ja, dis universeel vir alle mense, beide regverdiges. Byvoorbeeld Genesis 37:35. As ook die goddeloses, byvoorbeeld Psalm 9 vers 17, word daarheen beskrywe. Dis nie 'n geografiese plek nie, siele is geestelik. Sheol en Hades is geestelik. Dit is 'n geestelike ryk. Dit is nie 'n fisiese landkaartligging waartoe jy kan gaan nie. En latere ontwikkeling, in die Nuwe Testament word Sheol met Hades vertaal. En die begrip word verder ontwikkel in verband met oordeel en verlossing. Sheol is die plek van ongeredde siele, en Hades die plek van geredde siele. Net weer 'n gedagte verfrisser en 'n beskrywing van Sheol, van Hades, Gehenna en die hel. Luister,
Sheol in die Ou Testament, dis die doderyk, 'n skadu-agtige ryk onder die aarde waar alle mense heen gaan na die dood. Hades, die Nuwe Testament, is die Griekse ekwivalent van Sheol, maar met meer detail. 'n tussentoestand waar die regverdiges en die goddeloses geskei word en wag op die finale oordeel. Gehenna, die Nuwe Testament, die hel van finale veroordeling. Dis wat dit is. Gehenna is die hel van finale veroordeling, 'n plek van ewige vuur en straf van die goddeloses. En nou, waar was Jesus gedurende die 3 dae in die graf? En wat het hy in hierdie 3 dae gedoen? Wel, ons lees hy was in Hades. Christus se siel sou nie in Hades agtergelaat word nie. Handelinge 2:31 is 'n Bybelvers wat verwys na 'n profesie wat deur koning Dawid gespreek is, soos ook aangehaal deur die apostel Petrus in die Nuwe Testament. Ons hoor in Handelinge 2:31. Hy, Dawid, het die opstanding van Christus vooruit gesien en daarvan gespreek, dat hy nie aan die doderyk oorgelaat is nie, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. En in hierdie vers praat Dawid van Jesus, en Dawid profeteer dat hy Jesus nie in Hades die doderyk sou bly nie, en dat sy liggaam nie sou vergaan nie, maar dat hy, Jesus, opgewek sou word. Kom ons duik 'n bietjie dieper daarna Openbaring 20 vers 13 en 14 toe. Die dood en Hades, Sheol, word uiteindelik in die poel van vuur gegooi. Die dood van Hades na Jesus se wederkoms beteken Hades in die Nuwe Testament waar verloste siele, geredde siele gehuisves was. Sy doel is uitgedien. Dis nou dood. Alle wedergebore geredde kinders van God se siele word na Jesus se hemelvaart, direk na hulle dood, na God in die hemel verplaas, en wag dat die wederkoms van Jesus moet plaasvind, en die oordeel voltrek moet word. Hades is tydelik. Toe Jesus opgevaar het hemel toe, was Hades leeg, want alle geredde siele wat alreeds gesterwe het voor Jesus se koms, het Jesus nou saam met hom opgeneem van waar hy die ongeredde siele gaan oordeel, en dan sal hulle, die ongereddes, in die hel gegooi word, vir ewig en vir altyd, nadat hulle voor Christus verskyn het, om veroordeel te word. Net 'n gedagte oor Openbaring 20 vers 13 tot 14, Dit is 'n Bybelvers wat die finale oordeel beskryf, waar die dood en die doderyk in die poel van vuur gegooi word. Die poel van vuur is die tweede dood. Hierdie vers simboliseer die uiteindelike nederlaag van die dood in die hiernamaals, wat die einde van lyding, pyn en sonde vir alle wedergebore kinders van God aandui. Die dood, dis die tweede dood, verwys na ewige skeiding van God, die finale gevolg vir diegene wat hom verwerp. Ja, ons sluit af, Belangrik en wegneem etes, Die onregverdiges word geoordeel en in die poel van vuur, in die brandende hel gegooi. Die tweede dood dui op ewige skeiding van die Here onse God en Vader. En wat van Gehenna, die hel, die werklike fisiese hel, die betekenis? Die betekenis is afgelei van die vallei van Hinnom, buite Jerusalem, waar afgodediens kinderoffers plaasgevind het, waar ouers hulle kinders aan die afgode geoffer het. Ja, die kenmerke van Gehenna. Daar in die Nuwe Testament word Gehenna gebruik as 'n beeld van finale veroordeling en ewige vuur wat vir ewig verwyder van God is. Die skrif hoor ons daar in Matteus 10 vers 28. God vernietig liggaam en siel in Gehenna. Ons hoor in Markus 9:43 tot 48 dat Gehenna word beskryf as 'n plek waar die vuur nie uitgeblus word nie, nooit nie.
Gehenna is die finale hel, nie 'n tussentoestand nie, maar die ewige bestemming van alle goddeloses wat nie aan God gehoorsaam wou wees nie, en almal wat Jesus Christus nie aangeneem het nie. Belangstelling in die Bybelse ontwikkeling, sê ek nou vir jou, van hierdie begrippe wat ons nou net oor gepraat het, wys hoe die skrif 'n progressiewe openbaring gee van 'n doderyk Sheol na 'n tussentoestand Hades tot die finale oordeel, 'n Gehenna. En die Bybel leer baie duidelik dat gelowiges se siele na Jesus se hemelvaart dadelik by die Here is, wanneer hulle sterf en nie op 'n sekere tussentydse wagplek tot Jesus se wederkoms nie. Lees maar die volgende skrifgedeeltes in jou eie tyd. Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God onse Vader, vanaf Numeri 6, Jesus Christus, ons verlosser wat vir ons sondes geboet het, en die Heilige Gees, wat die woord in ons harte wil vasanker. Tot volgende keer. Amen.